Ek sal myself glad nie as 'n fotograaf bestempel nie. Maar dit is vir my 'n rede om, soos wat mense hike en mense in die see is dit vir my 'n rede om te toer en die bakkie se wiele op 'n grondpad te hê. Ons is vandag uiteindelik op pad Vredendal toe en dan van Reinstorp na daai area toe. Kom ons begin by die begin. Toe ek jonger was Vredendal 'n baie klein plekkie. So 'n paar jaar terug het ek in die dorp ingery en ek het dit net nie meer herken vir die plek waar ek groot geraak het nie. Ek dink vir baie van my generasie en seker op plattelandse dorpies oor die algemeen probeer ons wegkom van die klein dorpie af vir geleenthede en vir nuuskierigheid en vir leer en ervarings. Daar's 'n storie daar wat my nog altyd fascineer het. Ons het groot geraak met hierdie berg, Maskam. Laerskole is vernoem na dit, die mall is vernoem na dit. Dit is so 'n deel van wie ons is in daai distrik en ek ken glad hierdie storie nie. En dan het ek ouer geraak en besef, dit bly 'n klein dorpie, maar die betekenis wat dit het vir my en wie ek is gebou op alles wat hier gebeur het. Ek dink hierdie stoele kom ook van Vredendal af. En maak nie saak hoe jy hardloop of hoe jy ander ervarings loop soek hier, dit is onlosmaaklik deel van jou. Ek het nie 'n ander skillset werklik as om stories te vertel nie, so ek gaan Vredendal toe om 'n storie te vertel en 'n foto te neem wat ek destyds op 'n wynbottel se etiket gesien het. Vredendal, van Reinstorp, Loetsville, hierdie hele area is 'n area van kontras. Ons het hierdie dorre landskappe en dan het ons hierdie vloed wat een keer 'n jaar deur die Olifantsrivier vloedvlakte beweeg. As jy kyk na Namaqualand, hierdie een keer 'n jaar wat al hierdie plate blomme uitslaan oor die vlaktes en dan die volgende oomblik is dit weer die dorre woestyn. Dit is net 'n besonderse landskap, daar's niks soos die Weskus nie. En dieselfde met die Namaqualand en die Knaresvlakte. Dis twee sulke onherbergsame gebiede wat clash. Daai kontras is verskriklik mooi. Ja, dis alles wat 'n goeie storie maak. Maskam is 'n spesifieke baie goeie voorbeeld van iets wat ongelooflik simmetries is met sy mooi hoeke. Maar soos die lig beweeg deur die jaar, het jy die een kant wat konstant half verlig is en jy die ander kant wat jy die donkerte het. En dit is ook vir my 'n pragtige voorbeeld van die kontras in ons omgewing. En daar's nie 'n manier wat dit nie ook opgesluit in sy mense lê nie. Wie is so kwaad vir my kykie, hè? Gaan dit? Ja, goed. Familie is alles. As kinders is ons nie, daar was nie 'n huishouding van kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. Is dit nou die jas hierdie?
Ons is almal aangemoedig om 'n opinie te hê, solank jy jou opinie kon staaf. Heb je dat nooit geklaar nog in buiten? Nee, ek het niks. Maar sê op die baadjie vergeet en toe kom Mono en van buite af kon dit dalk gelyk het na 'n bekleierery en partykeer was dit seker. Maar 'n ewige debat was altyd die orde van die dag op 'n Sondagmiddag rondom almal se tafel. Ons het altyd gepraat van Maskam. Ons het nooit gepraat van Matsikama nie. Hy is iemand wat baie kennis besit en al daai kennis is self gaan haal, gekry, nagevors en opgelees oor. Ek het hier groot geword as klein boerkind en ons het gesien hoe die dorp gegroei het. My ouers was besig betrokke geweest met die groei van die dorp basisse. Matsikama het ons toe uiteindelik onder F.A. Venter se boek die Middag voel na warm as. Het hy beskryf dat Matsikama is wat beteken plek van baie water. As ek iets wil weet rondom die omgewing, gaan ek eers na hom toe. As jy oor die Olifantsrivier gaan, dan is jy onmiddellik in die Harderveld en jy is onmiddellik in die Knegsvlakte en in Namakoland. En ons Khoisan-stamme was nomadies, hulle het agter die vee aangetrek of agter die wild aangetrek meestal. En dan as hulle nou hier in die droogtegelope land daar in die groter Namakoland, dan sien hulle hierdie bergpunt wat jy uitstaan en dan sê hulle nou, kyk daar, ons moet daar kom, daar is Matsikama, daar is baie water. Dis nie net dat hy iemand is wat daai kennis besit en praat nie. Hy het spore in die gemeenskap getrap om hierdie Vredendal te help bou. Matsikama het nie van die begin af die sterkpunt gewees nie. Die punt was, Vereinsdorp was die hoofdorp van die omgewing. En daar was nog hele konflik tussen Vereinsdorp en die Olifantsrivier bewoners van die begin af. Vredendal het afgestig van Vereinsdorp af wat die oudste dorp in die omgewing was. Wat jy seker kan sien as 'n bietjie van 'n verraad. So dis 'n baie nuwe dorp. Daar is nie hierdie gevoel van gemeenskap nie. Matsikama is toe nou om almal saam te trek al. Matsikama het eintlik werklik ontwikkel eers nou in 2000, toen mense was dit gestig is. Dit was nogal 'n oefening geweest om dorpe soos Vereinsdorp, Klawer, Vredendal, Loetswil, Papendorp, Ebenezer, Kroonbaai, Transfontein, hulle almal onder een kombers te kry. Dit was nie so maklik nie. Daarom was die enigste ding om die spul bymekaar te kry, was Ja, ek het baie respek vir my oupa. Maar sy oupa sê Maskam is, soos ons sien Maskam in die name van besighede en die name van skole. Dit is stadig aan wel meer en meer ontwikkel toe weer die voor in Maskam nou as 'n plaaslike owerheid gevestig is. Dis elke keer wat ek hom sien, raak dit vir my amper 'n bietjie moeiliker. So, hoekom is Maskam so 'n belangrike ding in die Matsikama distrik? Omdat die sigbaar is hoor. Die sien hom. Die weet waar hy is. Elke keer wat ek hom sien, is ek net baie bewus van hoe min tyd ons nog oor het. Met wie kan ek gesels oor Maskam? Maar gesels met Sypie van die Wesduisen en gesels met sy blomme. Dat is mense wat dalk veel wat meer weet as ek. Die berg is 'n gemeenskaplike deler tussen ons almal. Dis die een ding waarna ons almal opkyk, dis die een ding wat ons almal kan deel. Die ding wat ek uit dit uitvat is dat ek hier besig is met iets groter as net 'n foto. Die logiese eerste plek om na toe te gaan is na die berg toe. En wie sal beter weet oor die berg as die mense wat bo op dit bly? Ek is seker waar hy, daar's nie sy nie, ek kry my nie hande nie, so ek ry net. 7 jaar se droogte, Melty kom maak 'n movie en dis nou hoe dit lyk. Ek weet nie waar die berg is nie, die berg is daar. Kyk hoe lyk dit daar. Dit reën nooit in Namakoland nie, dit reën nooit hierdie tyd van die jaar hierso nie. En wragtig, nou lyk dit so. Sypie het nie sy nie. Salome is
Sy het hom gesê daar's sop by die huis, so dit help. So ons gaan na die berg uitry, maar net hoop ons kry vir hom sy bed. Het jy 'n klou waar sy plaas is hier? Ek moet Vrydag weer terug in die Kaap wees, die werk wag. Ek kan dit op 'n ander dag kom doen natuurlik, maar dit moet eintlik nou gebeur. Dit moet net nou gebeur. So ek gaan nou maar net, as ek mense sien, gaan ek nou maar net stop en vra. Ook as ons mense sien. Ek kan nou nie te lank hier rond chop en nie weet waartoe ek gaan nie. Kyk, die berg is verskriklik groot hier. Daar's 'n paar afdraaiings en goeders waar jy nou kan verdwaal. Maar ek ry net, ek volg die paadjies en kan nie dit oorvertel. Van 'n Westhuizen. Ry ek agter my neus aan. Hoeveel van 'n Westhuizens kan daar nou op die berg wees? Ons gaan dalk net nie moet afneem nou nie, want ek is nie seker of Sypie gaan gesels nie. Ons gaan groet net eers. Is maar koud vandag by julle? Ja, maar dit smaak aan dit raak nou al kouer. Maar ek sê vir te wet, moenie worry nie. Dit reën nooit op Vredendal nie. Nee, dit reën mos nie. Jy hoef nie klaar te maak dat dit sal reën nie. En hier ry ons in die reën vandag, die dag wat ek die berg wil sien. Sypie is my baie goeie voorbeeld van die mooi van hierdie omgewing. Hoe hy praat, hoe hy homself uitdruk, die beeldspraak in die platteland poetry. Julle is nou al 'n paar generasies wat hier so bly. Hoekom bly julle hier? Wat het julle hiernatoe hoe het julle hier geëindig? Nee, kyk, ons het nou nie hier geëindig, kan jy sê nie, ons gaan ons nou nog aan. Maar my oupa het altyd vir my gesê, Maart maand 1903 het hulle van Piketberg se distrik af van Renosterhoek af Trawal toe getrek. Met skape en bokke het hulle geboer en toe het hulle nou vir die skape en bokke moet ons nou veld gesoek het. Toe het hy nou seker besluit, maar kyk, hy moet dan nou vastigheid kry, moet nou self 'n plaas en toe het hulle die gedeelte gekoop wat sy naam Kantoorsoek is. As jy kyk na waar hy bly in hierdie onherbergsame gebied, maar bo op die berg waar dit moeilik is om uit te kom, is moeilik om daar te boer, om net voort te gaan en aan te hou en te bou op dit wat voor jou gekom het. Dit is vir my een van die mooiste dinge. Voor sy huis het hy hierdie klip wat hy met groot versigtigheid vervoer het tot reg voor by die reservoir. Die klip het ek daarvan bo op 'n wa gesit met die trekker. Hierdie berg af hiernatoe. En ek het hom hier leeg gekry. Hy sê hierdie klip is oor miljoene jare gevorm tot waar dit nou is. En wanneer hy daarna kyk, is dit vir hom hierdie herinnering aan die grootheid, die goddelikheid van die berg. Ek het in Bloubergstrand gebly in die Kaap, want dis die plek waar jy die berg die mooiste kan sien. Ek weet nie, daar's mos iets aan alles in ons Bybels, in die Bybelse stories en ons. Jy kyk op na die berge. Uit die fakte kyk jy op na Maskam. Dit is mos nou so, want dit is mos nou, kyk, dit is nou nie die liewe Vader nie, maar dit is nou jy kyk op na die berg. Sê ons, dis die naaste wat jy aan die Vader sal kom. Seker so, ja. Voordat hulle nou geweet het van Elon Musk wat nou bo gaan. Hierso is die goudboom nou. Hulle groei sommer hier maklik. En as jy net 'n bietjie verder die kant toe gaan, Niks. as daar niks van hom nie. Ek dink die blare is ook seker maar giftig. Maar as jy nou tyd het, dan moet ons eintlik tot daar loop en kyk. Maar luister, Party van hulle het die knoppies aan. Sê net maar vrugte aan. Kom sê ja, die blare is giftig, maar hoe vat jy so aan hom? Of is Nee, maar jy kan ons maar vat aan hom, jy vat net nie met jou hand, jou mond. Of hoe? As oom nou hier omkap, wat moet ek met jou maak? Om so in die grond te krap. Dit is maar in jou bloed. Om aan mekaar in die grond te krap
totdat my gesondheid dan totdat die vrouens my nou hier wegvat. Ou dinge so, hoe sanger het gesing, die Bloudamse branders. En wat ken ek anders? Nou, hierso is dit maar net Boop Goudweg en daar is iets anders nie. Aanvanklik het ek daai versaking van Vredendal. Dit was nie skuld nie. Ek dink toe ek jonger was dit half nuuskierigheid en bietjie wegkom en leer. En dit het later aan dink ek het dit so half in skuld ontaard omdat jy weet die mense voor jou het hier diep wortel geskiet en diep fondasies gelê en jy bou nie verder. Daar's nie vir my baie voordele aan die wêreld wat meer verweef geraak het, maar daar's een groot ene wat ek oor die afgelope 5 jaar besef het. En dit is dat ek kan doen wat ek doen en weer dit van die platteland af kan doen. Die opsie is nou daar. Dis iets wat ek vermoed ek sal wil aangryp. Nie oor skuldgevoelens of oor... Dis bloot net ekstasies so. Die ander persoon wat my oupa genoem het om mee te gesels is Salome. Haar gastehuis Botuin is hier aan die voet van Mascam en as ons nou begin het op die berg, is die tweede beste plek seker reg onderaan. Weet jy, my man was 'n beesboer in Volksrus, so ek was 'n boervrou. En sy seun is oorlede 2003 en toe het hy besluit ons pak op. Hy wou kom waar hy gesê het niks so hoog groei nie. En hier is ons. Waar niks so hoog groei nie. Ek dink het hy gesê niks of het hy gesê soos wat die Namakolanders sê? Soos die Namakolanders. Hy het gesê wel so hoog groei. Die eerste keer wat ek met haar gepraat het oor die foon, het sy dadelik vir my gesê, ek weet nie of jy met my moet praat nie, ek is 'n inkomer. Die eerste ding wat Anne-Marie vandag vir my gesê het, toe sy die foon antwoord, en dit was een van die eerste goed wat jy vir my gesê het, ek weet nie of ek hieroor moet praat nie, ek is 'n inkomer. Ja. Is dit nog 'n ding? Ek weet nie, maar ons hou daarvan van onsself te praat ook as inkomer. Maar, onmiddellik toe ek met haar gesels oor die berg, het ek net geweet, daar's min mense wat so passievol is oor die berg, die omgewing en haar kennis strek so ver soos die Knersvlakte. Vat nou maar 'n voorbeeld, Knersvlakte, né? Ja. Weet jy veel mense ry hier verby dan sê hulle, maar daar groei niks. Ja. Gaan sit net vir 10 minute en kyk net wat is om jou en jy gaan verstom wees. Ek bedoel daar's plantjies wat so hoog groei wat 150 jaar oud is. Sy was 'n diplomaat, wêreldkennis, welbelese, baie plekke gesien en sy kies elke dag van Reinsdorp en hierdie berg. So, maar ek wil vir jou die foto wys. So, dis vir juist een van die redes hoekom ons hier is om na die foto te neem. En jy moet my nou help, want die verwysingsfoto wat ek het, ek wil weet waarvan af dit geneem is. Okay. Van my oorskop af. Dis my foto. Ja, ek glo nie noodwendig in besondere inmenging van buite en... So hierdie is jou foto. Dit lyk baie soos my foto, ja. Maar daar's iets aan hierdie toeval. Hierdie berg. As jy nou dink hoe oud is hy en hoeveel mense het al hulle spore daar gelos, dan is dit dan baie spesiaal. En hy gee water. Dit is spesiaal. Dis wat Mascam beteken, the mountain that yields water. Ons het hierdie woestyn, hierdie droë landskappe en dan het ons die berg. Iets wat my nogals opval is die oorvloed water. Die plantegroei wat heeltemal anders is. Dit is 'n ander plek. Ek kan nie help om te dink wat 'n sprekende voorbeeld van kontras.
So, dit is vandag ons laaste dag hierso en ons moet die foto vanaand gaan neem. En dit is 9 uur die oggend en die weer het nog nie opgeklaar nie. Ons is nou op pad na Sissel Lefleur toe. Ons is weer op pad terug Vredendal toe. Sissel het baie noue bande met die Griekwa en die Khoisan geskiedenis van hierdie area en ook van die land. En ek hoop om daar so 'n bietjie meer te leer van die gedeelde geskiedenis van die area tussen al die mense. Toe Simon van der Stel hier verby trek na die Koperberge toe, het hulle gestop op die Bakleiplaas. En om deur die Olifantsrivier te kon kom was 'n baie moeilike taak. So hulle het vir 'n redelike rukkie daar gebly om 'n pad deur die rivier te maak. En dit het daartoe gelei dat hy begin bewus word het van onmin onder die mense wat daar bly, groepgeskille. En aangesien hulle ook verantwoordelik was om op 'n gereelde basis verslae te moes skryf terug na die VOC toe, het hy dit gesien as 'n guldige geleentheid om in sy verslag te kan noem watter bydrae hy gelewer tot die oplossing van geskille tussen die plaaslike bevolking. So die gebied wat hulle gebly het hy later Bakleiplaas gemaak. Dit staan die bordjies vandag nog daar. Hy het blykbaar op daai stadium na die vallei verwys en gesê, hierdie is nou 'n vallei van vrede. Ons noem dit Vredendal. Legende in die Namakwa-land, stories in die Namakwa-land is volop. Hier is niks anders om te doen as om stories te vertel nie. So dis altyd interessant om te hoor hoe mense dit interpreteer. En hoe meer stories, hoe beter eintlik. Die bordjies almal voor Van Reinstorp sê knegts. Maar ek weet, ons praat altyd van ons gaan Knersvlakte toe. En ek het nog gehoor oom sê ook Knersvlakte. Daar's 2 weergawes van waar die gebied aan sy naam gekom het. En my oupa, daar staan hy in die boek, wat hier voor prominent staan. Just like it. A.A.S. Lefleur. Hy het hom kom vestig in die gebied. En hy het gesê dat hy het een aand gelê en 'n visioen ontvang waarin vir hom gesê was dat hy moet na 'n spesifieke plek toe gaan. En hy moet hom daar vestig, afsonder, en hy moet daar in 'n geestesmilieu verkeer waarin hy God aan hom bepaalde openbaringe sou maak. Nou, omdat hy hierdie openbaringe gehad het en omdat hy as gevolg van dit gesien was as iemand wat deur God geïnspireer word, vermoed ons het die mense die plek later begin noem die Knegse vlakte. Ja. Knegsvlakte. Dis die een weergawe dat dit dalk vernoem is na hom. Die ander is die Knersvlakte. Nou dis seker ook maar weer 'n legende, die ene. Waar hulle vertel het hoe die ou het met sy perd en sy hond gery en in die Soutrivier gekom. En die hond het van die water gedrink en die hond het glo gechunk toe hy met die water drink, so sout is die water. Hy het blykbaar ook gesê dat jy moet op jou tande kners om in hierdie wêreld te kan oorleef. Wat beteken Maaskamp vir jou persoonlik? Wanneer jy in die gebied kom, dan is die berg
die aantrekkingskrag. Dis die jy kyk op na daai berg. En vir my as 'n Griekon het dit hierdie diep gewortelde geestelike konnotasie. Hierdie area bestaan nie sonder 'n ander lens nie. Die Griekwa, die San, die Khoi. Hierdie area, dis hulle plek. Net soveel soos wat dit myne geraak het en vir millennia langer. Okay, so ons kan twee paaie ry, so ons kan die pad vat wat beide of ons kan die Irions Kraalpad vat. So dis eintlik maar net 'n dark side, light side. Wat wil jy die meeste van eerste sien? Light side. En dan is die dark side reveal. Ja. Die enigste ding wat werklik waar voor ons hier was en lank na ons hier gaan wees, is die natuur. Wanneer jy aan die voet van daai berg staan en wanneer jy bo op daai berg is jy net so bewus van jou eie verganklikheid. Die teenwoordigheid wat dit het, die energie wat dit half op jou afdwing, die perslig en spesifiek hier op die Knersvlakte waar dit so geïsoleer is en so alleen is daai koneksie, daai verbintenis is tasbaar. Ja, al wat vir my oor is om hierdie foto te neem.